Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, vandag is die 23ste Julie, die jaar 2026. My naam is Dani Gerber, man is opgewonde, Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie. Halleluja. Vandag gaan ons 'n bietjie praat oor wees rein. Nou as kind kan 'n ou nog onthou en dan ook wat ons vir ons kinders sê, die van ons wat kinders het. Wat sê ons gewoonlik vir ons kinders? Kom, gaan was julle hande, die kos is op die tafel, dan moet hulle handjies gaan was. Nou wanneer hulle hande was, dan was hulle nie net 2 vingers nie. Want jy hou mos die brood vas met 2 vingers en dan kan jy mos eet. Die res van jou hand bly vuil. Nee, jy was al 2 jou hande en jy maak seker dit is skoon. En ook wanneer jy jou ma vir jou sê, kom, is tyd om te gaan bad en onthou om agter jou ore te was, nie. En dan as jy bad gaan klim, gaan was jy net agter jou ore. Dan klim jy weer uit, dan jy het klaar gebad. En jy het nie jou voete gewas nie, dan gaan klim jy met daai vuil voete in jou ma se skoon bed. Ek het dit al gedoen, nie. Dit klink baie bekend. So ja, so is dit ook in ons geestelike lewe. Wanneer ons onsself moet gaan skoonmaak, dan moet ons seker maak ons is rein. En wat doen ons? Ons vra, Here, kom was my met die kosbare bloed, kom reinig my. Dan kom die Here nie en hy kom was net jou 2 vingers nie. En die Here kom nie net en hy was agter jou ore nie, hy reinig jou van jou hoof tot by jou klein toentjie. Hy kom maak jou skoon, alle sonde, alles wat daar in jou lewe was, van wanneer ook al, kom die Here en hy kom reinig jou, want as hy iets doen, dan doen hy dit oordentlik. En ek en jy het nodig om rein voor God te staan. Ek en jy kan nie die ewige lewe ingaan en ons het 'n sondige lewe nie. En ons het nie Jesus Christus aangeneem as ons persoonlike saligmaker, ons verlosser en ons redder nie. En ons is nie gereinig nie. En ons is nie deur die doopbad, want dan is ons nie skoon nie. So kom ons gaan lees 'n bietjie God se woord, waar hy vir ons hier moet ons praat. En die eerste een is Matteus 15, en as julle daai hele stuk gaan lees, gaan dit oor die fariseërs en die skrifgeleerders wat vir Jesus gesê het. Hy sê, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense, want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. En ons gaan kyk verse 7, waar Jesus toe met hulle gepraat, hy sê, geveinsters, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my, deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is, en hulle het die skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister en verstaan. En die Here sê, nie wat in die mond ingaan maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. As ons gaan kyk vers 17, hy sê, begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerk word nie, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is wat die mens onrein maak, want uit die hart kom slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Maar om met 'n ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. So, jy kan maar daai broodjie vat met daai griesvingers van jou. Dit is okay, ja, ek sal niks maak nie. Jou maag kan net so 'n bietjie omgedraai wees, maar dit maak jou nie onrein nie. Maar om uit jou hart uit, dit wat uit jou hart uit kom, dit maak jou onrein. En hoor wat sê God se woord vir ons in Jakobus, en dis 'n baie bekende gedeelte. Jakobus 4, en hy sê hierso vanaf verse 8, hy sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, suiwer die harte, julle dubbelhartiges, want baie mense dink, hulle kan net in die hemel ingaan, ons het nou hel op aarde, die dag as ons doodgaan, gaan ons almal hemel toe. Ek sê dit baie, wanneer ons begrafnisse doen en goed. Ons het nog nooit 'n begrafnisbriefie gesien wat sê, hy is 'n slegte mens gewees nie, almal was goed. So, maar ons moet gereed wees wanneer die Here kom. Die laaste gedeelte is Psalm 24, en hy sê hierso vanaf verse 3, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, en vals sweer nie. So kom my boetie en sissa, as jy weet daar's nog iets binne in jou wat jou gaan verhoed, jy moet weet dat as jy tot sterwe kom, jy die ewige lewe gaan beerwe. Kom ons maak onsself skoon. Hoe?
Ons vra die Here om ons te was. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader. Here, baie dankie dat ons hierdie eer en die voorreg het, Here, om net met U te kan kom praat en vra, Here, kom was my. Kom reinig my, Here, van my gedagtes, my spraak, my handel en wandel, sodat ek rein en eerbaar voor U kan wees. Here, want U woord sê dit vir ons, wie mag klim op die berg van die Here? Hy wat rein van hart is en wat sy hande skoon is, wat ons nie bloed op ons hande het nie. Here, kom en kom reinig ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, op hierdie donderdag, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. Geseënde dag, God bless.